Goeienaand julle, ons gaan aan met Jesaja 17, profeseë teen Damaskus en Efraim. God spraak oor Damaskus. Kyk, Damaskus word weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal 'n vervalle puinhoop word. Die stede Aroer sal verlate wees, vir die troppe vee sal hulle wees, wat daar sal lê, sonder dat iemand hulle skrik maak. En die vesting sal verdwyn uit Efraim, en die koningskap uit Damaskus, en met die oorblyfsel van Aram sal dit gaan soos met die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die Hemelse Vader van die leerskare. En in die dag sal die heerlikheid van Jakob gering word, en die vet van sy vlees sal wegteer, en dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnede graan bymekaar vat, en sy arm die are afmaai. Ja, dit sal wees soos wanneer iemand are optel in die dal van Refaim. Maar 'n naoes sal daarin oorbly, soos by die afslaan van die olywe, teen die 3 vruggies bo in die top, 4, 5 in die takke van die vrugtebome, spreek die Hemelse Vader, die God van Israel. In die dag sal 'n mens kyk na sy maker, en sy oë sal sien op die Heilige van Israel. En hy sal nie kyk na die altare nie, die werk van sy hande, en sy vinger wat sy vingers gemaak het nie, sal hy nie aansien nie, die heilige boomstamme en die sonpilare. In die dag sal die stede wat sy toevlug was, wees soos bouvalle, van die bos en van die berge top wat verlaat is, vanweë die kinders van Israel. En dit sal 'n wildernis wees, want jy het vergeet die God van jou heil, en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke. Die dag as jy plant, laat jy dit groei, en in die more laat jy jou saad uitspruit, maar dit sal wees 'n hoop geoeste graan op die dag van krankheid en ongeneeslike smarte. Voorspelling van die vernietiging van Assiriese leer, vanaf vers 12. Wee die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, soos bruis hulle, en die gedruis van nasies, soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters, maar hy dreig hulle, en hulle vlug ver weg, en word gejaag soos kaf van die berge, voor die wind en soos strooi voor die stormwind. In die aand, daar is verskrikking, voordat dit môre word, is hulle nie meer nie. Dit is die deel van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 18. Vernietiging van Assirië, die aangekondig aan die Kassiete. Wee die land van vlerk gegons, wat anderkant die riviere van kus lê, wat boodskappers stuur oor groot waters en in skeite van bessies oor waters. Gaan weg, vinnige boodskappers, na hoog uitgeroeide nasie, met die blinkvel, na wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word. Al julle bewoners van die wêreld, en die bewoners van die aarde, as 'n banier opgehef word op die berge, kyk, en as die besuin geblaas word, luister, want so sê die Hemelse Vader het vir my gesê, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek, soos 'n glinsterende hitte bo die sonlig, soos 'n dou wolk in die hitte van oestyd. Want voor die oes, as die bloeisel volgroei is, en die blom 'n ryp druiwekorrel word, sal hy die ranke afsny met die snoeimesse en die lote wegkap. Hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde, en die roofvoëls sal daarop die somer deurbring, en al die wilde diere van die aarde sal daarop oorwinter. In die tyd sal aan die Hemelse Vader van die leerskare geskenke gebring word, van die hoog uitgeroeide volk, met
die blink vel, en van die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word, na die plek van die naam van die Hemelse Vader, van die leerskare, na die berg Sion. Tot sover. Net so interessante enetjie daai. Dis maar die suidelike deel van Afrika waar vandag gepraat word. Net so interessant 'n stukkie daar. Ons gaan aan met hoofstuk 19. Profesie oor Egipte. God spraak oor Egipte. Kyk, die Hemelse Vader ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe, en die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig, en die hart van Egipte smelt in sy binneste. En ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk, en die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal ek verwar. Dan raadpleeg hulle die afgode, en die besweerders, en die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, en ek sal Egipte oorgee in die hand van die harde meester, en 'n streng koning sal oor hulle heers. Spreek die Hemelse Vader van die leerskare, en die water sal uit die groot waterplas verdwyn, en die riviere sal uitdroog en droog lê, en die strome sal stink, die strome van Egipte sal swak word en uitdroog, riet en bessies sal verwelk. Die weiveld by die Nyl, by die mond van die Nyl, en elke saailand van die Nyl sal verdor, verwaai en nie meer wees nie. En die vissers sal klaag, en almal wat hoeke in die Nyl uitgooi, rou bedrywe, en die wat visnette uitsprei oor die water sal verkwyn. En die bewerkers van uitgekamde vlas staan beskaamd, en die wewers van wit stowwe, en sy steempelare word verbrysel, almal wat verloon werk, sielsbedroef. Die vorste van Soan is net dwaase, die raad van Farao se slimste raadgewers het domheid geword. Hoe kan julle vir Farao sê, ek is die seun van die wyse manne, 'n seun van die konings wat uit die voortyd? Waar is hulle dan, jou wyse manne? Laat hulle jou tog te kenne gee, dat 'n mens kan weet wat die Hemelse Vader van die leerskare oor Egipte besluit het. Die vorste van Soan het dwaase geword, en die vorste van Nof is bedroog. Egipte is op 'n dwaalweg gebring deur hulle wat die hoeksteen van die stamme is. Die Hemelse Vader het daarin 'n gees van bedwelming gegiet, en Egipte is op 'n dwaalweg gebring, en al sy werk soos 'n dronkaard tuimel in sy eie uitbraaksel. So is daar dan van Egipte geen werk wat gedoen word deur kop of stert, pallentak of bessie. In die dag sal die Egiptenaars wees soos die vroue. Hulle sal bewe en vrees vir die handgeswaai van die Hemelse Vader van die leerskare, wat hy teen hulle swaai. En die land van Juda sal vir die Egiptenaars 'n skrik wees. As iemand daarvan melding maak by hulle, bewe hulle vanweë die besluit van die Hemelse Vader van die leerskare, wat hy teen hulle geneem het. In die dag sal daar 5 stede in Egipteland wees, wat die taal van Kanaan spreek, en by die Hemelse Vader van die leerskare sweer, een sal genoem word, die stad van verwoesting. In die dag sal daar 'n altaar wees vir die Hemelse Vader binne in Egipteland, en 'n gedenksteen vir die Hemelse Vader by die grens. En dit sal wees 'n teken en 'n getuie vir die Hemelse Vader van die leerskare in Egipteland, as hulle die Hemelse Vader aanroep vanweë verdrukkers, sal hy aan hulle 'n redder stuur en 'n stryder wat hulle sal verlos. En die Hemelse Vader sal hom aan die Egiptenaars bekend maak, en die Egiptenaars sal die Hemelse Vader ken in die nag, en hulle sal hom dien met slagoffers en spysoffers, en geloftes doen aan die Hemelse Vader, en dit betaal. En die Hemelse Vader sal die Egiptenaars slaan en genees, en hulle sal hulle tot die Hemelse Vader bekeer, en hy sal hulle verhoor en hulle genees. In die dag sal daar groot pad wees
na Egipte, na Assirië, en die Assiriërs sal in Egipte kom, en Egiptenaars in Assirië, en Egipte sal saam met Assirië die Hemelse Vader dien. In die dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde, omdat die Hemelse Vader van die leerskare hom geseën het met die woorde: Geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Tot sover. Julle gaan aan met Jesaja 20. God voorspel aan die Egiptenaars en Kusiete deur 'n uitwendige teken hulle val. In die jaar toe Tartan na Asdod gekom het, toe Sargon, die koning van Assirië, hom gestuur het, en hy teen Asdod geveg het, en dit ingeneem het. In die tyd het die Hemelse Vader deur die diens van Jesaja, die seun van Amos, gespreek en gesê: Gaan gord die haarmantel van jou heupe af los, en trek jou skoene van jou voete af. Hy het toe gedoen en naak en kaalvoet geloop. Daarop het die Hemelse Vader gesê: Soos my knegt Jesaja naak en kaalvoet geloop het, 3 jaar lank, as teken en 'n sinnebeeld met betrekking tot Egipte en Kus. So sal die koning van Assirië die gevangenes van Egipte en die ballinge van Kus wegdrywe, jonk en oud, naak en kaalvoet, en ontbloot aan die agterdele 'n smaad vir Egipte. En hulle sal verslaaf wees en beskaam staan vanweë Kus, hulle toeverlaat, en vanweë Egipte hulle trots. En die inwoners van hierdie kusland sal in die dag sê: Kyk, so gaan dit met ons toeverlaat, waarheen ons gevlug het om hulp, om gered te word van die koning van Assirië. Hoe sal ons dan ontvlug? Tot sover. Hoofstuk 21. Die ondergang van Babel. God spraak oor die woestyn van die see. So stormwinde in die suidland deurtrek, kom dit uit die woestyn, uit 'n vreeslike land. 'n harde gesig is my te kenne gegee. Die ontroue handel, troueloos en die verwoester, verwoes. Trek op Elam, beleer Medië. Aan alle gesig maak ek 'n einde. Daarom is my heupe vol sedering. Wee het my aangegryp, soos die wee van een wat baar. Ek buig my krom, sodat ek nie kan hoor nie. Ek is verskrik, sodat ek nie kan sien nie. My hart duisel, angs oorval my. Dit maak vir my 'n skermer aand, wat ek liefhet, tot 'n verskrikking. Hulle maak die tafel gereed, hulle sprei die tapuit, hulle eet en drink. Staan op, o vorste, salf die skild, want so het die Hemelse Vader vir my gesê: Gaan heen, sit 'n wag uit, laat hom te kenne gee wat hy sien. En sien hy 'n stoet ruiters, 2 aan 2, 'n stoet esels, 'n stoet kamele, dan moet hy skerp luister, so skerp as hy kan. En hy het geroep soos 'n leeu op die watertoring: Hemelse Vader, staan ek gedurig by dag, en op die wagpos stel ek my al die nagte. En kyk, daar kom 'n stoet manne, ruiters, 2 aan 2. Toe het hy aangehef en gesê: Geval, geval het Babel. Hy het al die gesneede beelde van sy gode verbrysel teen die grond. O my vertrapte en gedorste volk, wat ek gehoor het van die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, het ek julle bekend gemaak. Profesie teen Edom vanaf vers 11. God spraak oor Duma, daar roep een my toe, van Seir af: Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? Die wagter sê: Die môre kom, en ook die nag. Wil julle vra? Keer terug en kom. Profesie teen Arabië, vanaf vers 13. God spraak teen Arabië: In die bos van Arabië moet julle vernag,
karavane van die Dedaniete. Bring vir die dorstigte water tegemoet. Die inwoners van die land, Tema, het die vlugtelinge met brood teëgekom, want hulle het gevlug vir swaarde, vir die swaard wat uitgetrek en vir die boog wat gespan is, en vir die druk van die oorlog. Want so het die Hemelse Vader vir my gesê, binne 'n jaar, soos die jare van die dagloner, sal al die heerlikheid van Kedar verdwyn, en wat oorbly van die getal bo van die Kadareense helde sal min wees, want die Hemelse Vader, die God van Israel, het dit gespreek. Tot sover. Kan ons gaan aan met hoofstuk 22. Die ligsinnige Jerusalem. Godspraak oor die dal van die gesig. Wat is dit dan met jou, dat jy jou hele bevolking op die dakke geklim het? Rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting. Die wat in jou verslaan is nie deur die swaard verslaan nie, en het nie in die oorlog gesterwe nie. Al jou owerstes het almal saamgevlug, sonder boog is hulle gebind. Almal wat in jou gegryp is almal saamgebind. Hulle het ver weggevlug. Daarom sê ek, kyk weg van my af, dat ek bitterlik kan ween. Dring nie aan om my te troos oor die verwoesting van die dogter van my volk nie. Want dit is 'n dag van rumoer, en 'n vertrapping en 'n verwarring deur die Hemelse Vader, die Hemelse Vader van die leerskare, in die dal van die gesig, omgooi van mure en geskreeu na die gebergte toe. En Elam het die pylkoker geneem met waans manskappe ruiters, en Kir het die skild ontbloot. Dan word jou beste dalle met strydwaans gevul, en die ruiters staan gereed in die rigting van die poort, en die beskutting van Juda word weggeneem, en in die nag kyk, ja, na die wapens in die huis van die bos. En julle sien die skere van die stad van Dawid, dat hulle baie is, en julle vang die waters van die onderste dam op. En julle tel die huise van Jerusalem, en die huise breek julle af, om die mure te versterk, en julle maak die dam tussen die twee mure vir die water van die ou dam, maak julle, kyk nie na hom wat dit gedoen het nie, en hom wat dit lankal beskik het nie. Sien julle nie? En in die dag roep die Hemelse Vader van die leerskare tot geween, en tot rouklaag, en tot kaalskering, en tot omgording van die roukleed. Maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak, en skape geslag, vleis geëet, en wyn gedrink, met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Maar die Hemelse Vader van die leerskare het hom in my ore geopenbaar en gesê, waarlik, hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen, totdat julle sterwe nie, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Straf van Sebna, verheffing van Eliakim, vanaf vers 15. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, kom, gaan in by daardie bestuurder, by Sebna, wat oor die paleis aangestel is, en sê, wat het jy hier, en wie het jy hier, dat jy vir jou hier 'n graf uitgekap het, soos een wat in die hoogte van die graf uitkap, wat in die rots vir hom 'n woning uithol? Kyk, die Hemelse Vader sal jou wegslinger, soos 'n man iets wegslinger, en jou vas in mekaar rol. Jou vas in mekaar draai, soos 'n tolgaring, jou soos 'n bal wegslinger, na die land wat alle kante toe wyd is. Daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaans wees, o skandvlek van die huis van jou Heer. En ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal hy jou wegruk. En in die dag sal ek my knegt Eliakim, die seun van Hilkia, roep. En ek sal hom jou gewaad aantrek, en hom gord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hande lê. En hy sal vir die inwoners van Jerusalem
en vir die huis van Juda 'n vader wees, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie, en ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader, en hulle sal aan hom ophang die hele swaarte van die huis van sy vader, en die spruite en die wilde lote, al klein huisraad van die komme af, tot allerhande kruike toe. In die dag spreek die hemelse Vader van die leerskare, sal die pen pad gee, wat in die vaste plek ingeslaan is. Dit word afgebreek en val, en die draggoed wat daaraan hang, raak tot niet, want die hemelse Vader het dit gespreek. Tot sover.